Alright, nou beweeg ons aan na vraag 2 toe, wat basically die vereenvoudiging is van hakies. Alright, so onthou as 'n vraag vir jou sê vereenvoudig, moet jy som in sy eenvoudigste vorm wees. Met ander woorde, jy gaan 90% van die tyd nie meer hakies in jou antwoord hê nie. So jy moet ontslae raak van die hakies. Okay, so hoe gaan ons ontslae raak van die hakies? Deur dit uit te maal. So ek vat my eerste getal is 3a. So ek gaan die 3a vat en ek gaan hom maal met my eerste getal. 3a maal 4 gee vir my 12a. Dan vat ek daai 3a en ek maal hom met die 5a. 3 maal 3 gee vir my 15 en a maal a, onthou as jy a sit en jy maal en die eksponente by mekaar plus, so hoeveel a sit ek? 1 plus 1 gee dan vir my a tot die mag 2. Dan vat ek my tweede getalmaakie, wat die minus 2 is, en dan gaan ek die minus 2 gaan uitmaal. Met ander woorde gaan sê, wat is minus 2 maal 4? Dit gee vir my minus 8. En dan gaan sê, wat is minus 2 maal 5a? So minus maal en plus word 'n minus. 2 maal 5 is 10. En dan bly ek oor met a. Alright, maar jy is nie klaar nie, want jy moet eers seker maak jy het geen meer gelyksoortige terme nie. Alright, so sien jy daar jy 12a minus 'n 10a, so met ander woorde my finale antwoord gaan wees 15a kwadraat, 12 minus 10 is 2a minus 8. Alright, volgorde maak nie saak, jy maak nie saak of jy eers sê minus 8 of 2a of 15a kwadraat nie. Wiskundig gesproke skryf ons gewoonlik dit wat die hoogste eksponent het eerste, maar solank jou tekens voor jou getalle reg is, dan is jou antwoord reg. Right, so het jy punte hier gekry, jy het letterlik 'n punt gekry vir 15a kwadraat plus 2a minus 8. Right, 2.1.2 het jy 2 hakies. Nou as ek net vinnig kyk na hierdie som, soos wat lyk dit vir my? Dit lyk vir my soos my derde maagde wat gefaktoriseer is. So as jy raak gesien het dat daai derde maagde wat gefaktoriseer is, dan het jy letterlik net nodig om jou eerste twee terme saam te maal, so x maal x kwadraat of jy x tot die mag 3 gee, en jou laaste twee terme, nie daai twee nie, jou laaste twee terme, so 3y maal 9y, wat dan vir jou gee minus 27y tot die mag 3. So as jy gesien het as 'n derde maag, kon jy dadelik net gesê het, eerste twee maal met mekaar, laaste twee met mekaar, en dis wat ek gaan kry. Right, as jy het nie gesien het nie, dan het jy hom hanteer as 'n binoom, so twee terme wat maal met 3 terme. Right, so ons begin met ons eerste term, wat x is. So ek gaan uitwerk, wat is x maal x? X maal x geef my x tot die mag, x maal x kwadraat, geef my x tot die mag 3. Dan gaan ek die x vat, en dan gaan hom maal met die 3xy. Dit gaan vir my gee plus 3, hoeveel x het ek nou? 1, 2, so met ander woorde ek het x kwadraat y. En dan gaan ek laaste keer daai x vat, en ek gaan hom maal met my laaste getal, met ander woorde ek gaan sê, wat is x maal plus 9y kwadraat? Dit gaan vir my plus 9xy kwadraat gee. Alright, skryf altyd jou antwoord in alfabetiese volgorde, so skryf eers jou x, en dan jou y, dan weet jy gaan nie jouself later confuse nie. Alright, so my x het ingehaal met al drie terme in my tweede hakies, nou beweeg ek aan na die tweede term, en ons gaan hom gaan uitmaal. Okay, so my tweede term is minus 3y. So ek gaan nou uitwerk, wat is minus 3y maal x tot die mag 2? So as dit bly minus 3, x tot die mag 2y. Dan vat ek die minus 3y, ek gaan maal met die middelste term. So met ander woorde, ek het nou minus 3 maal plus 3, wat vir my minus 9 gee, x, en dan so 1, 2 eie, so het word uit die mag 2. En dan die laaste ene, minus 3y maal 9y kwadraat, minus maal 'n plus maak het 'n minus, 3 maal 9 is 27, en dan y maal uit die mag 2, geef my uit die mag 3. Kyk vir gelyksoortige terme, dan sien ek, hierso het ek 'n x kwadraat y, so ek het 3x kwadraat y, minus 3x kwadraat y, 3 minus 3 is 0, so hulle kanseleer met mekaar uit.
Okay, so hulle gaan kanselleer, en dan sien ek ook, maar wag, ek het 'n 9xy kwadraat, minus 'n 9xy kwadraat, hulle kanselleer met mekaar uit, so dan bly ek in elk geval net oor, met x tot die mag 3, minus 27 uit tot die mag 3. Right, so dis hoekom hy net 2 punte getel het, wat jy kon gesien is 'n derde mag, en dan net daai eerste 2 terme saamhaal, anders is dit om heeltemal gaan uitmaal, want jy 1 punt gekry vir x tot die mag 3, en 1 punt vir minus 27 y tot die mag 3. Alright, dan beweeg ons aan na vraag 2.1.3. Alright, eerstens, onthou, as daar 'n kwadraat is, en daar's 'n minus in my hakkie, beteken dit ek het 2 hakkies nodig. Met ander woorde, ek moet hom gaan uitskryf as 2x minus 5, 2x minus 5. Kijk, jy kan nie net gaan sê 2x tot die mag 2 is 4x kwadraat, en 5 tot die mag 2 is 25 nie. Want wat het dan gebeur met my middelste term? Ok, so ons begin met hom. So ek het 2x minus 5, maal met 2x minus 5. Ek gaan vir nou net eers fokus op my eerste hakie, so ons maal nog gou uit. So 2x gaan inmaal met die 2x en met die minus 5, so 2x maal 2x geef my 4x kwadraat. 2x maal minus 5 is minus 10x, dan doen ek dieselfde, minus 5 maal 2x, minus 5 maal minus 5, so dit geef my minus 10x, plus 25, en dan sien ek maar, wacht, daar is minus 10x, daar is minus 10x, hulle is gelyksoortig, so ek kry 4x kwadraat, minus 20x, plus 25. Alright, daar is ek klaar met die eerste deel van my som. Nou beweeg ons aan die tweede deel. Nou jy het opsies hierso, so jy kan eers jou 2 hakies met mekaar gaan maal, of jy kan eers daai 4 in gaan maal. Nou die feit dat daai minus is, gaan ek eerder waag, en ek gaan eers my 2 hakies met mekaar gaan uitmaal. So ek gaan my minus 4 daar los, en ek maak my hakie dat ek onthou, ek moet nog daai minus 4 inmaal. So nou gaan maal ons verder uit. Alright, eerste term is 'n half x, so ek gaan uitwerk, wat is 'n half x maal 'n half x? So 'n half maal 'n half, gee vir my 'n kwart, x maal x is x tot die mag 2. Dan vat ek hom verder, wat is 'n half maal 3? So 'n half maal 3 gee vir my 3 op 2, positief, x. Dan vat ek die volgende getal, my volgende getal is minus 3. So dan gaan ek uitwerk, wat is minus 3 maal 'n half x? Wat vir my minus 3 op 2x gee, en dan laatstens gaan ek sê minus 3 maal 3, dit gee vir my minus 9. Alright, in my hakie het ek 2 gelyksoortige terme, ek het 3 op 2x minus 3 op 2x, so as die 3 op 2 minus 3 op 2 gaan kanselleer, so hulle val weg. So eintlik het ek nou net 'n kwart x kwadraat minus 9. Wat beteken hierdie minus 4 gaan nou in hierdie hakie inmaal. So as hy inmaal, gaan ek kry minus 4 maal 'n kwart, wat vir my minus 1 x kwadraat gee, of net minus x kwadraat, en dan gaan ek hom ook vat, en dan gaan hom inmaal met die minus 9, so onthou 'n minus maal 'n minus word 'n plus, so hy word dan plus 4 maal 9 is 36. Ok, so dan het ek minus 1x kwadraat plus 36. Genade, wat skryf ek daar? Ok, plus 36. So nou moet ek net kyk, het ek enige gelyksoortige terme? Wel ja, wat het ek? Ek het 4x kwadraat minus x kwadraat. So 4x kwadraat minus x kwadraat geef my 3x kwadraat. En dan het ek minus 20x, hy het nie 'n maatjie nie, so hy bly met minus 20x. En dan laastens het ek vir 25 plus 36, en dit gee vir my 61. So het ons punte hier gegee, kyk daar is baie verskillende opsies, omdat ons soveel stappe is, maar die eerste punt het dus ook gegaan vir, kon jy die kwadrate reg kry? So jy het gesê dis 4x kwadraat plus 25, 1 punt. Tweede punt, minus 10x minus 10x, of jy minus 20x gee. Derde punt, het jy hierdie hakies reg uitgewerk? Het jy gesien as 'n kwart x kwadraat minus 9? Yes, 1 punt. Alright, vierde punt, sy gewees het dat jy die minus 4 reg ingemaal het, en dan die finale punt, is het jy hulle
korrek saamgesit, so gelyksoortige terme saamgesit, so dan vir jou finale antwoord. En dis waar die 5 punte dan vandaan kom. Alright, so ons gaan in die volgende video kyk na 2.2 en dan die res van die faktorisering.